5 en ons lees daar die voorbeeld van Jesus Christus. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy nou moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. En daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Ons teksgedeelte is vers 5 en 6, dieselfde gesindheid moet in julle wees, waar daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself kom verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Kom ons sit so en ons sing, Here Jesus, U skyn oor almal. Ons sien hierso in Filippense 2, die gedeelte wat ons gelees het, dat dit 'n baie bekende ou Christelike lied is, wat hulle gesing het. Jy sal ook sien in die Bybels word dit anders gedruk, die van u wat 'n 83 vertaling dalk het, as die res van die teks wat net in blokvorm gedruk word, om vir ons te wys dat die genre van die teks verskil. En die genre van hierdie teks is dat dit 'n lied is. En dis 'n lied wat hier deur Paulus aangehaal word, wat 'n baie ou lied is. En dit weerspieël die waardes en die beginsels wat diep in die wese van die eerste Christene teenwoordig was. En wat sien ons hier raak en wat val ons op? Ons sien duidelik dat Jesus kom openbaar iets van God se karakter. God is 'n God wat homself kom ontledig en homself kom prysgee. Die woord wat ons in die Grieks daarvoor gebruik is die kenosis. Nou ek weet nie wie van u kan dalk onthou nie. Ek het so ruk terug het ek 'n preek ook gepreek oor
'n spiritualiteit van selfprysgawe. En dit is 'n tema wat baie sterk in my M-verhandeling, my M-studies deurgekom het, en dit sal ook baie sterk in my doktorale studies deurkom, is ek het baie geskryf oor die kenosis. En dis die woord wat hier in Filippense 2 gebruik word, om jouself prys te gee. Dit kan ook vertaal word met selfopoffering. Dat jy jouself sal opoffer ter wille van ander mense. En ek onthou na die tyd in die konsistorie, die kerkraad nog vir my gesê, nou het hulle nog 'n woord wat hulle moet onthou, en dit is kenosis. Dit is die selfprysgawe, of om jouself neer te lê. En God is 'n God van selfprysgawe. Hy is 'n God wat homself prys gee. En hy is 'n God wat kenosis geopenbaar het. Ons sien dit in God die Vader wat homself prys gegee het deur sy seun te stuur. Ons sien in hierdie teks die seun Jesus Christus wat homself prys gegee het vir mense en homself minder gemaak het, en soos ons ook in ons fotum gehoor het in Markus 10, wat gekom het om te dien en nie om gedien te word nie, wat homself onder die mense kom plaas het. En daar was hy verder gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis, en toe het God weer verder gegaan in sy karakter, en hy het weer kom prys gee. En hy het gesê, ek gee vir my gees, wat julle sal lei, en wat julle sal help op hierdie aarde, dat julle nie alleen moet wees nie. En so kom die Heilige Gees in God se karakter, en hy kom gee vir ons as disippels van hom, dieselfde karakter, en hy sê, maar ek wil julle met julle self kom prys gee vir die mense. Ek wil julle met julle self kom prys gee vir 'n onregverdige, korrupte wêreld. En hoekom doen God dit? Hoekom vra hy dit van ons? Hy doen dit onder andere om vir ons te wys dat hy ontsaglike hoë waarde aan mense toeken. Want hy is so ontsaglik lief vir hulle. So lief vir hulle dat hy sy seun gestuur het om vir elkeen van hulle te sterf, maak nie saak hoe sleg hulle is in ons oë nie. Hy het in sy oë, in sy dink van mense, het hy ontsaglike hoë waarde. So hoë waarde dat hy sy enigste seun gestuur het om te sê, maar ek is bereid dat hy moet sterf vir die mense, want ek het hulle so ontsaglik lief. En dit wat ontbreek in ons land, en byna alles wat sleg en verkeerd is met ons land, word veroorsaak deur 'n gebrek aan erkenning van mense se menswaardigheid. 'n Gebrek aan respek vir mekaar. Die soort respek wat Jesus hier in Filippense 2 vir ons kom wys, en iets wat ons in sy lewe, as ons na die evangelies kyk, keer op keer raak sien. Sy lewe was gekenmerk deur die minste te wees. En ons gaan vanoggend en vanaand so 'n bietjie gesels oor respek uit 'n ander hoek. Respek soos wat ons nog nooit daaroor gedink het nie. En ek gaan vanoggend iets onthou hier, wat u die res van u lewe gaan bybly. En ek wil nie, dis nie om my eie rug te krap hier, dis om vir die Here al die eer te gee, maar wat u vanoggend gaan hoor, gaan u vir die res van u lewe onthou. U gaan nog die res van u lewe praat oor hierdie respek en wat dit vir ons beteken. Want ons sien in Jesus se karakter, as ons na die evangelies gaan kyk, dan kom ons agter dat in verhaalvorm wys hy vir ons, dat hy is die een wat omdraai en luister. Hy is die een wat melaatses aanraak. Hy is die een wat oor grense van sosiale aanvaarbaarheid na mense uitreik. Hy is die een wat oor grense van sosiale onaanvaarbaarheid na mense uitreik. Wanneer ons verhale oor Jesus lees, dan sien ons 'n Jesus wat 'n diep respek vir mense het. Nie 'n soort respek wat op verdienste gebaseer is nie, maar 'n respek wat spruit uit 'n raaksien van die waarde van die mens, wat elke mens as waardig beskou, al is hulle straatvrouens en tollenaars en sondaars. Dit maak nie dat hulle waarde in sy oë verloor nie. Waardevermindering vind nie plaas in sy oë nie.
en dis een van die redes hoekom ek weet, u vanoggend vir die res van die lewe sal onthou, is want waardevermindering vind soms plaas by ons, as ons nou 100% eerlik met mekaar moet wees, oor onsself, dat by sekere mense vind daar maar waardevermindering by ons plaas. Sekere mense, dat as ons miskien so groot geword het, wat dalk nie so baie geld soos ons het, of dalk nie so baie goed soos ons het nie. Wat ek gehoor, wie van julle kan uit Pinkster uit ook 'n preek onthou wat ek vir julle gesê het, your soul is more important than your stuff. Your soul is more important than your stuff. En baie keer sien ons dit nie altyd raak nie. Want iemand wat dalk op die straat bedel en my irriteer as hulle by my venster kom klop, dalk is daar 'n stukkie waardevermindering by my, as ek na daai persoon kyk. En ons kom agter dat dit is 'n les wat ons by Jesus Christus kan leer. Want as ons vir die Here kan vra om vir net een dag die waardevermindering in ons oë weg te neem as ons na mense kyk wat ook sonde het soos ons, glo ek sal dit in ons samelewing baie beter gaan. As ons vir hom vir een dag kan vra, Here, neem die waardevermindering in my oë weg, dan glo ek sal dit beter gaan in ons samelewing. Want as ons 100% eerlik met mekaar is, en ek kan dit vir u met 100% eerlikheid sê, want ek is self skuldig daaraan, en ek is net soos u, en net omdat ek 'n dominee is, beteken dit nie ek's meer heilig of beter, of kan enigiets meer regkry as wat u regkry nie, inteendeel. Ek sukkel met presies dieselfde goed, indien dit dalk nie meer is nie. Miskien voel ons dat daar waardevermindering plaasvind oor sosiale klasse in ons lewe. Die ou mense het altyd gesê, as jy 'n meisie by die huis aanbring, dan was daar 'n sê ding wat gesê het, jou kombuistafel en stoele moet ooreenstem. Of jou sitkamerstafel en stoele, sitkamerstel moet ooreenstem. Wat beteken dit? Die meisie wat jy by die huis aanbring moet dieselfde klas as jy wees. En dis maar net hoe dit in ons ingedrul is. Dat hulle kan nie van 'n laer klas wees nie. Hulle kan nie aan die kant die treinspoor mense wees nie, want ons meng nie met daai mense nie. Ons kan nie saam met hulle gesien word of so nie. En tog gebeur daar ietsie van 'n waardevermindering binne ons. En waar Jesus mense gerespekteer het, het hy hulle waardigheid herstel. En hy het hulle waardigheid nie misken of ontken. En dit is die effek van respek. Dis ons tema vanoggend. Die effek, indien jy gewonder het wat die effek van respek is, die effek van respek is waar Jesus mense respekteer, word hulle menswaardigheid herstel. Hulle kan die mense word wie God hulle gemaak het om te wees, want ons het respek vir hulle. En dit is waar hierdie reeks gaan handel. Om mense te sien deur die oë wat Jesus hulle sien, en hulle met respek hanteer. Die effek van respek is waar 'n menswaardigheid herstel word. Want jy sien, wanneer mense se waardigheid ontken en misken word, wanneer hulle nie gerespekteer word nie, of as minderwaardig beskou word, dan ontstaan daar, as die menswaardigheid misken word, ontstaan daar verbrokkelde verhoudings, daar ontstaan disfunksionele gesinne, en daar ontstaan 'n samelewing wat uitmekaar val. Daar ontstaan frustrasie, wat oorgaan in woede, wat oorgaan in haat. Frustrasie, wat oorgaan in woede, wat oorgaan in haat. En dit is hoekom dit soms in ons samelewing gebeur. Waar menswaardigheid egter herstel word, kom ons agter dat verhoudings word heel gemaak. Dat genesing vind plaas waar mense seer gekry het. En dat hoop word gevind in huwelike en in gesinne en in ons samelewing. Waar ons iemand met die waardige respek hanteer om hulle menswaardigheid te herstel, dan vind dit plaas. Nuwe hoop word gevind. Maar om respek te betoon is nie altyd maklik nie. Dit verg iets van ons. As ons na Jesus kyk wat ons in Filippense 2 ontmoet, dan sien ons dat respek kom nie altyd so maklik nie. Dit behels dat ons
in die eerste plek nie ons eie belange sal najaag en dat ons nie op ons eie regte sal staan nie. En hoor hoe sin speel dit op ons vandagse wêreld van alles het te doen met my regte. Maar dat ons van ons meerderwaardige trone sal afklim en dat ons respek sal betoon waar ons dit normaalweg nie sou doen nie. En dit behels dat ons sal afsien van die gedagte dat respek iets is wat verdien moet word. En dat ons soos Jesus respek sal betoon aan die mense wat dit soms die heel minste verdien het. En hier is waar vanoggend, soos die Engelsman sal sê, punchline inkom. En hierso is iets wat u vir die res van u lewe sal onthou. Ons is geleer van 'n baie jong ouderdom af dat respek kweek respek. As jy nie respek het vir my nie, dan gaan ek nie respek hê vir jou nie. En as jy geen respek aan my betoon nie, dan stel die wêreld my daarvan vry dat ek ook nie respek aan jou hoef te toon nie. So, ek het eintlik 'n free pass om jou nie te respekteer nie, want jy respekteer my nie. Hoe maklik en hoe gerieflik. Selfprysgawe en die Bybelse model. En Filippense 2 vers 5 tot 11 sê die Bybel dit vir ons baie, baie duidelik. Van nou af wil ek hê, u moet anders dink oor respek. Want Jesus Christus het aan mense respek getoon wat dit die heel minste verdien het. Jesus Christus, ons leermeester, die een wie ons wil naboots om meer en meer soos hy te word, hy het juis gekom en vir mense wat vir hom geen respek gehad het hy die wêreld se respek gehad. En dit is iets wat in ons breine, in ons samelewing, in ons gedagtes, in ons menswees, in ons harte vandag moet inklik. En ek wil hê dit moet vandag by u inklik, laat u kan besef, maar ek moet afstand doen van my siening dat respek kweek respek. Dat ek net respek het vir mense wat vir my respek het. Want dit is nie wat die Here Jesus wil hê ons moet wees nie. Die Here Jesus wil hê ons moet ons andersheid toon, die respek vir mense te hê wat in ons oë dit die minste verdien. Soos wat hy gedoen het. Die mense wat hom aan 'n kruis vasgeslaan het en gedink het hy's godslasterlik deurdat hy gesê het hy sal die tempel in 3 dae afbreek en dit weer opbou, deur gesê dat hy is die seun van God, die lewende God. Hulle het gedink hy's godslasterlik. Hulle het gedink hy maak vir God af as iemand wie se waarde hy van hom af wegneem. Vir daai mense wat vir hom geen respek gehad het nie, het hy die wêreld se respek gehad. 'n Sosioloog vertel dat hy op 'n vliegtuig langs 'n FBI-agent beland het. Terwyl hulle gesels, vra hy hom uit oor wat hy as FBI-agent spesifiek doen. Hy antwoord dat hy 'n onderhandelaar van gijselaarsituasies is. Op 'n vraag wat hy doen wanneer hy op die toneel kom waar iemand anders 'n gijselaar hou, was die antwoord: ek doen 3 dinge. Eerstens beveilig ek die omgewing sodat daar nie inmenging van buite is nie. Tweedens vestig ek die nodige kommunikasiekanale. Dit klink na 'n ding wat 'n agent soos jy sal doen, maar wat is die derde ding? Wat ek dan doen, antwoord die agent, is om na 'n stil plek toe te gaan en daar ontwikkel ek dan diep in my binneste 'n egte respek vir die persoon met wie ek gaan praat. Die persoon wat besig is om ander gijslaar te hou. Dit klink nie soos iets wat 'n FBI-agent sal doen nie. Hoekom doen jy dit? Wel, sê hy toe, indien daardie persoon vir een oomblik voel dat ek hom nie respekteer nie, is dit die einde van enige poging om te onderhandel. Indien daardie persoon vir een oomblik voel dat ek hom nie respekteer nie, is dit die einde van enige poging om te onderhandel. Iemand wat dit glad nie verdien nie. Iemand wat nie my respek kon wen op enige manier nie. En daarom wil ek vir julle sê dat respek, ekskuus, daar sê, Jesus het kom respek toon aan die wat dit die minste verdien. Respek is iets wat gegee word, nie iets wat noodwendig verdien word. En dit is baie belangrik dat ons dit onthou. Want ek kan vir u daar rondom die vraag vra.
Wat as Jesus Christus geredeneer het? Respek, kweek, respek. Wat sou van ons geword het, as hy op aarde kom wandel het en kom sê, maar ek sal net respek hê vir die mense wat vir my respek het. En ek sal net gee wat ek verdien, wat hulle verdien. Ek sal ook net gee wat ek ontvang. Wat het hy op aarde kom ontvang? Verwerping. Die dood. Wat as hy gesê het, maar as dit is wat ek ontvang, dan sal dit wees wat ek gee. Nee, die voorbeeld wat hy vir ons kom gee, is presies die teenoorgestelde. En weer eens, soos ons laas jaar gesien het, uit albei ons reekse uit, waar ons oor die saligsprekinge gepraat het, en oor Jesus se gelykenisse gepraat het, in die eerste en die derde kwartaal, kom daag Jesus die status quo van die samelewing uit. Want die samelewing sê vir my, respek, kweek, respek. En as jy nie vir my respek het nie, dan sal ek nie vir jou respek hê. Dis wat die samelewing vir ons sê. Wat kom doen Jesus? Hy kom daag die status quo weer uit en hy draai die hele situasie om en hy sê nee, respek is iets wat gegee word. Ek wil hê julle moet 'n diep respek ontwikkel vir die straatvrou en vir die tollenaar en vir die sondaar, om hulle menswaardigheid op te tel en hulle uit die gat uit te haal, want dis wat hy sal doen. Nie om te sê, maar ek het geen respek vir jou as gevolg van jou lewenswyse nie. Ek het geen respek vir jou as gevolg van die keuses wat jy maak nie. En dit is 'n radikale omkeer van alles wat ons tot dusver gehoor het in ons samelewing, want ons kom agter, respek moet gegee word aan mense wat dit die minste verdien. En nie soos wat ons altyd gedink het, net die wat dit wel verdien nie. Want jy verdien my respek, en dis moeilik om by my in te kom, want jy moet eers my respek wen, voordat ek jou sal vertrou. Jesus het na die malaatses toe geloop en vir hulle gesê, ek sal hulle aanraak en ek sal hulle respek betoon waar die wêreld nie vir hulle respek het nie. Hy het na die Romeinse soldaat toe gegaan en aan hom respek betoon, waar hy vir hom geen respek gehad het nie. Hy het voor die Joodse raad gaan staan en vir die Joodse raad gesê, ek het respek vir julle en ek sien julle menswaardigheid raak, al het julle geen respek vir my nie. En ek dink dit is iets waaraan ons moet vashou. En jy weet, jy het al seker gedink, ek het al bietjie vergeet daarvan, maar ek hou daarvan om in my preke vir jy iets te gee wat jy kan huis toe vat, en al is daar net een ding wat jy onthou van die hele preek, want jy gaan nie alles onthou nie, en ek verstaan dat jy nie alles gaan onthou nie. Ons sticky statement, soos hulle noem, of ons watercooler moment, wat ek wil hê jy hierdie week moet onthou, en met mense moet gaan deel wat dit nodig het, is hanteer respek asof jy dit moet verdien, maar jou naaste hoef nie. Hanteer respek asof jy dit moet verdien, maar jou naaste hoef nie. Ekskuus, is die groen bietjie lig? Is hy? Ok, ek sal hom in die volgende diens net donkerder maak, maar julle kan sien daar, né? Hanteer respek asof jy dit moet verdien, maar jou naaste hoef nie. Ons moet wegbeweeg van die wêreldse siening af, dat mense by ons respek moet verdien. Want respek is iets wat mense se menswaardigheid optel, en wat ons vir hulle moet gee. Want dis presies wat ons Here Jesus Christus met ons kom doen het. Hy het vir ons respek kom gee, waar ons dit glad nie verdien nie. Hy respekteer ons, en vir elkeen van u, en vir jou persoonlik, ontsettend baie. En nie een van ons het dit verdien. En daarom kan ons nie mense hanteer, net deur te sê, maar jy moet maar respek by my verdien nie. Mag jy hierdie eerste week van ons reeks besef, dat respek is nie deur ons verdien by Jesus nie. Hy het respek gegee, sonder dat ons dit op enige manier van hom kon verdien. En mag jy onthou, om respek te hanteer, asof jy dit moet verdien, maar jou naaste hoef dit nie by jou te verdien. Amen.